neem die sitplek en jy moet nie te ver van daai klawerbord afgaan nie. Ek wil iets noem sonder om die gees van die Here in die rede te val. Al wat ek wil doen is, ek wil hy mosterdsaad in uit hierdie stuk klei gou vanmôre vir jou gee. Jy ondervind vanmôre, luister mooi, dalk 'n wêreld, ek weet nie wie van julle het dit al geervaar nie. Wag, dan moet ek al ons onheiligheid hier uithaal. Net voor jy na die huis van die Here toe gaan, of kerk toe gaan, dan bars die duiwel los. Met iets soos byvoorbeeld, jy kry nie jou kar se sleutels nie. Come on. Hier is mense, wel ek weet jy of 'n jonger geslag, hulle kry seker maar hulle sleutels. Hulle het nie 'n kort termyn geheue nie. Of hulle is nie so, ek wil vir jou sê, die duiwel, hoor mooi, is nie vermoere, so, hy is so intelligent. Hy kom ruk jou, dit net voor, jy wil gaan bid. Net voor jy besluit dat ek gaan vandag my wêreld verander, dan die fone lei nie meer nie. Come on, dan kom daar 'n WhatsApp deur. Ek het al begin dink, as ek, Here, ek wil net hierdie WhatsApp check nie, want dit kan nie goeie nuus wees nie, en dan in 8 woorde, verander jou dag, en verander jou wêreld, en jy voel jy spring hier van die laaste berg af, maar ek dank God, hy kyk vanmôre, verby die strategie, van die duiwel, verby sy planne, verby dit wat hy beplan, vir jou die slegte, God beplan, vir jou deurbraak, magtige deurbraak op deurbraak, hier die woord van die Here sê, heerlikheid op heerlikheid, en ek sê op heerlikheid, glory upon glory upon glory. Nou strategie, ek wil dit vanmôre vir jou sê hier, behalwe, wow, halleluja, Natlazana Basebebena, staan hierdie kant ou, ek voel dit net vir jou sê, dat God het 'n plan met mense hier, vir kragtige roeping, hey, halleluja, ek is vanmôre hier om my preekie te preek, of my singetjie te sing, en sê, maar die Here wil manne en vroue in hierdie gemeente optel, om te sê, so spreek die Here, die God van die leerskare, sy mantel is klaar op jou, halleluja, sy olie is klaar op jou, sy hand is klaar op jou, dis net die mag van die bose, wat 'n verskywing moet maak, jy moet wegskuif, dan begin God magtig en kragtig deur jou werk, halleluja, gee hom 'n hand van eer. Hy trek manne en vroue, vanmôre geroep hy. Kan ek die hande sien van die pragtige Grobbelersdal? Mense, julle het nie net verniet vanmôre hier naartoe gekom he. Die Here stuur julle terug met olie, nie met GTX of wat kookolie of canola nie. Hy stuur julle met die olie terug wat hy lampe van Sagaria uitgeloop het. En wanneer julle in hy pragtige dorp aankom, gaan kyk hoe die Here in die gees van God soos lewende water deur julle sal werk. Wonderwerke sal plaasvind, mooie dinge gaan gebeur. God is groot, ek hoef dit eers te profeteer nie, want julle is nie net geroep nie, julle is uitverkorenes van die Here van die leerskare. Wow, halleluja, ek gewaar, ek wil nie net op jou voete staan, en die Here, hand van die Heer, 'n hand van lof, en 'n hand van aanbidding, want sy, nie ek nie, sy heerlikheid, glory, upon glory, upon glory, halleluja, halleluja, kom on kerk, prys hom, Heer hom, wow, yes, hy roep, wie hy wil, hy gebruik, wie hy wil, hy werk, deur wie hy wil, hy werk, magtig, kragtig, net deur wie hy wil, wow, neem vir 'n oomblik jou sitplek, ek moet preek, amper sit ek ook, Heer, het lyk so lekker, amper is ek ook in, toe sê iets wat jy moet praat moet hê, jou werk is nog nie gedoen nie, ek dank die Here, ek hoef nie te werk nie, het jy het geweet, ek het het al jare terug geleer, Chris Marks hoef nie te werk nie, my broer, wanneer jy terug sit, en die pragtige mens hier langs jou, en Christus begin deur jou werk, dan val jou mond so oop, en hy sê, waar kom al hierdie jong mense vandaan, dan sê God, ek gebruik net hierdie wessel, en as jy praat, sê sy vir jou, as jy praat, sê vir jou, my man, wat, jy gaan studeer, waar kry jy die stem, dan sê ek weet nie wat toe ek begin praat,
Toe ek begin bid, toe gebeur iets, en die Here begin werk. Halleluja. Wow, staan net nog een keer op jou voete. Wow, prys die Here, gee hom 'n hand. Ek waardeer die Here, ek is lief vir die Here. Hy's groot. Kom on kerk. Wow, halleluja. Yes, ons is Pinksterman, waar hulle eendragtig by mekaar kom. Daar rond God, mense. Daar werk hy met mense. Halleluja. Neem net vir 'n oomblik jou sit. Ek het die bynaam die aerobics prediker. Ek hou kerk in 'n tent. En toe die ouens die 20ste keer op is, toe werk God magtig, die Here doen groot dinge. En 'n ou tannie kom na die tyd by my. Sy sê, "Ou Boetie, ek hou van jou bediening, man. Ek hou van jou lewe." Is een van die ou Pinkstertannies, man. Sy, jy kan in haar oë sien, daar's lewe. As sy praat, hoor jy in haar stem, daar's 'n wip. Sy het iewers die gees van God langs die pad, nie net raak geloop, sy het hom vasgehardloop. Sy sê, "Wel, maar sy staan met 'n ou kriekie." Sy sê, "Ou Boetie, maar jy sal nie omgee, né, as ek nie elke keer opstaan nie." Sy sê, "Ek het 'n knie operasie gehad. Hulle het die heup geopereer. Hulle het daai heup geopereer, hulle het die been geopereer. Verskoon my, ek gaan soos my vrou sê, soos die Heilige Gees. Ons lê daar is 'n klomp notas. Ek kan vir jou in Grieks praat. Ek laat broer nou wel vir ons los vir Hebreëus. Dan vat my broer die oor in Afrikaans en in Engels. Ons kan die hele ding nie doen, hier's genoeg mannekrag. Maar ek wil nou eers gaan soos die Gees my lei. Soos hy vir my sê praat. En ek sê, ons is in die Kaap. En 'n ou dame, sy is 82 jaar oud. Hier's deesdae 'n ding, dat mense kyk na ouderdom. Hulle bid vir die 22-jarige knaap, want hy het nog diens om te doen. Hy kom nog baie uit om uitkom. Maar hulle dink, ag, as hierdie man 60, 70 of 80 of 90 is, werk God nie. Kerk God, die Here van die leerskare, werk soos hy wil en deur wie hy wil. As hy 'n ou man van 90, as hy 'n ou man van 80 kon gebruik het om 'n volk uit Egipte uit te lei, as hy 'n man van 75 gebruik het om 'n kind te baar by die naam van Isak saam met sy, weet nie hoe ou vrou nie, dan bepaal dit, daar's 'n bepaling. God doen wat hy wil, hy werk van jonk tot oud. En ek glo aan hierdie goed van die Heilige Gees. En sy sê vir ons hierdie woorde, sy sê, as ek nog een keer die heerlikheid van die Here in my lewe weer kan ervaar. Ek is die aerobics prediker. En hulle nooi ons, en ons moet die dag mense gaan toespreek in die Kaap en 'n senior. En die dame kom die oggend, die aand, sy te raam. Die Here is besig, ek voel die Here is besig om mense se geloof vanmôre te versterk. Ek wil hê jy moet elke wêreld wat jy dink, hierdie mosterdsaak, praat nou sommer met my ook vanmôre. Gryp die mosterdsaak. Elke hindernis. Ons is pros om hindernisse hier te kry. Kyk, daar's niks so slim soos 'n mens nie. Hoor mooi, daar's niks. Die Bybel sê dat die mens is die kroon van God se skepsel. Maar ek sal vir jou sê vir jouself, ek is intelligent. Sê dit hard, want jy is. Want jy, as jy dalk bietjie minder intelligent was, sou jy nie die woord ouderdom gebruik het nie. Ja, ja, jy sou nie woorde gebruik het, soos ek is nie geleerd vir die besigheid nie. Ja, al is die Afrikaans, en jy toch nooit Engels gepraat nie, sal jy nooit sê, ek kan nie Engels praat nie. Jy sien wat die Here sê, en die wat kinderlik dink, en die wat eenvoudig dink, daar binne versteur sy krag. Dink jy Dawid het Goliat verslaan, omdat hy intelligente knaap was, wat die Here uit die universiteit gaan ruk het? Nee, hy gaan soek juis vir Dawid, daar tussen die skape. Inteendeel, geskiedenis wys, dat Dawid was geminag in sy familie. Sy broers het hom geminag, almal het hom minag, en God se oë dwaal oor die velde van Israel, en hy sê, 'n korte koning van Israel, 'n korte wêreld, 'n korte krag, en sy oë gaan stop op 'n eenvoudige herder, 'n herder.
En dis wat ek vanoggend vir jou wil sê, al moet ek daai een vergeet en oorgaan na die een toe. 'n Herder met 'n getuienis. God wil vir jou 'n getuienis gee. En as hy wil hê jy moet sjoneers praat, sal jy vanmôre sjoneers praat, al weet jy nie hoe lyk die besigheid, hoe klink die besigheid nie, maar hy sal in hierdie kerk sit en sê, hoe het hy dit gedoen? Waar het hy dit geleer? Dan sal hy sê, ek weet nie hoe en waar nie, maar toe dit uit my uitborrel, toe praat God met Japanees, sjoneers, rus, noem die besigheid se naam. Hy doen wat hy wil. Deur jou. Terwyl ons in hy diens sit, terwyl ons daar sit, begin ons sing. En die heerlikheid van die Here, sy sit heel agter in my kerk, met daai raam. En die heerlikheid van die Here begin in daai plek beweeg. Mense, ek wil net vir jou sê, ons het 'n intellek, ek het nou gegrap oor intellek, maar ons het 'n manie oor intellek. Sê ek die regte woorde, preek het ek die regte bevoegings en goede gebruik. God gaan in hierdie tyd en in die toekoms nie meer daarna kyk nie. Hy gaan vorm soos 'n fontein, gaan hy vars water begin trek, irrelevant die vermoë, gaan God die vermoë, hy is die vermoë binne, hy is die een wat praat, hy is die een wat werk. En terwyl ons in die diens, halleluja, sing en praat, beweeg die heerlikheid van die Here oor daardie mense. Hier by die voorste kant sit die jonger geslag wat gereël het vir die okasie. En ek en sy ons staan agter 'n klavier en ons sing. En terwyl ons so sing, soos 'n wind, beweeg hy, maar voor daai diens, toe sê daai dame, as ek nog een keer die heerlikheid van God kan ervaar, soos ek al as 'n jong dame leer ken het. En die Here van die leerskare begin beweeg en mense, glo julle nog daaraan, word gevul met die Heilige Gees, sommer in die eerste 3 banke. Hulle begin gevul word. Jy kan sien hulle gaan in 'n verrukking van sinne. Dit het niks te doen, ons is die, my broer, ek het eers gepreek nie, maar ek het nog net gesing. Toe begin God werk en die Gees van God slaan soos 'n sweep reg agter in daai gehoor in. En hy kom by Tannie Betta af. En hy gryp haar soos 'n sweep. En toe hy haar het, wat doen hy met haar? Wag, sensitiewe kykers. Wat doen hy met haar? Hy sê nie vir haar, ek gaan jou soos 'n kokon vashou en jou in my arms hou tot die dag wat ek jou kom haal nie. Nee, my broer, nee, my suster, ek praat nou van 'n Pinkstersaak. Oh, halleluja. Los dit verander. Daardie ou gebeenere is in mekaar. Sy het hierdie dingetjie nie nodig om mee te loop. Maar toe die Gees van God daar tref, kan jy dit glo? Hy slaan vir haar regop. Laat jy hoor die bene aan haar liggaam sê klak, 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 klak. En toe haar optel, toe lig haar soos 'n ballerina op die punte van haar toentjies. En hy begin haar spin. En die rond daar agter. Ek staan aan my oor, ek net so groot. Ek begin ophou sing en raak benoud, want iets is besig om te gebeur. Sy spin daai kierie uit die pad uit en sy kom met die gang afgespin. Toe sy voorkom, toe kon nie ek enige ander jonger persoon as ek by jou, soos wat sy God loop en prys en koordans. Gesond. Halleluja. Sy spin, sy gaan te kere, sy praat in tale. En sy gil, Here, U het weer gedoen, U het weer gedoen. 'n halfuur lank is sy aan die beweeg. Die verpleegers daar is benoud, is bekommerd, want 'n mens van 285 kan nie so aangaan nie. Toe sy klaar is, stap sy na haar stoel toe sy gaan sit. Toe sy weer 85. En 2 weke later, toe sê die Here vir haar, kom huis toe. Nou vat ek jou deur glorie toe. Nou gaan ons dans. Nou gaan ons God aanroep. Toe het sy dit weer gekry. Die duiwel wil vir jou laat verstaan. En hy gesit. Jy kan die grootste geloofsheld wees. Dit is vir my verskriklik. Jy kan die grootste geloofsheld wees. Maar hy sal nog steeds vir jou sê, nee, ek kan nie. Nee, ek is nie aangelê. Ek voel ek moet dit sê. Ons is mos die slim nasie, die slim kultuur. Ek dink nie ek is aangelê vir hierdie koers nie. Ek is aangelê. Weet jy wat sê my Bybel? In Christus is ek 'n nuwe,
Meer as 'n oorwinnaar. Come on, gee my suster, jy's meer as 'n oorwinnaar. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Dan sê hy, in Christus is ek 'n nuwe skepsel. Hoor mooi, jong, ek ken hy skrifgie. Wag. In die ondersoek en navorsing beteken dit, hoor mooi, dit beteken werklik in wese, in die diepste sin van die woord, dis nie 'n oppervlakkige nuwe skepsel nie. Dit is nie 'n ontologiese nuwe skepsel nie. Dis 'n menslike transformasie, wat niks met jou familie te doen het nie, wat niks met jou pa te doen het nie, wat niks met jou ma te doen het nie, waar God na jou toe aanleg te begin gee, en rigtinge en koers begin gee, en jy raak operasioneel in die oeslande van God, en God begin werk, jy staan terug, nie vorentoe nie, en jy kyk hoe die Here werk. Ek ervaar het, pastoor, jy gaan terugsit, nie vorentoe gaan nie, jy gaan vorentoe, jy gaan so kyk, dan begin hierdie hekke oopgaan, en jy die pragtige mens, sien net voor, en jy hoor die voertuie kom in, en jy gaan sê, waar kom hulle vandaan, en julle sal vir mekaar sê, God het gewerk, die Here het beweeg, hy het sy oog op hierdie plek. Die Here wil gaan werk. Ek praat hier met mense, vir die jong manne sê, sommer op die jong ouderdom, ek gooi dit in die gees na jou toe. Jy laat die duiwel nooit vir jou sê, ek kan nie, ek mag nie, ek sal nie, daar's nie moontlikhede nie, waar julle gaan, storm julle op hekke af, wie wat het Samson gedoen, toe hy hek omkeer, kom staan nie voor, halleluja, jong man, waar is jy, steek het julle hande na hierdie man toe uit, daar is nie, ek kan nie, en ek sal nie, en ek gaan nie. Steek julle hande uit. Daar was 'n hek, wat Samson gekeer het. Weet julle van hy stuk? Ja, maar ons weet hy het 'n paar manne doodgeslaan. Daar was 'n hek, wat hom gekeer het. Die hek, reken hulle sal hier voor Nylstroom staan, en gaan jy bulldozers moet kry, om hy hek oop te maak. Die duiwel gaan baie sulke hekke vir jou gooi, wat gelyk niks kan hom uitdruk nie, niks kan hom optel nie, maar hoor, wat doen Samson? Die woord van die Here sê, en die gees van die Here het oor Samson vaardig geword. Halleluja! En die gees van die Here het oor hom vaardig. Hy het die hekke gevat, hy het dit op sy skouers gesit, en hy het dit uit die dorp uitgedra, en al iewers het hy dit gaan afgooi, gekyk in die Bybel. En die gees van die Here sal oor jou vaardig word. Wat is jou naam? Tian. Wanneer die gees van God oor jou vaardig word, maak jy hekke oop, jy beweeg dadelik, jy sit nie stil nie, en jy praat, en jy doen, wat die Here, gee hom 'n hand terwyl hy gaan sit, wat die Here vir jou sê, gaan sit in die geloofplanne, die Here gaan manne optel, gepragtige mense optel, God het 'n strategie in Nylstroom, om te werk, maar die duiwel het 'n strategie, om te stop, dat God werk. Pastoor, maar jy praat duiwel vermoor. Ek wil vir hom sê, ek sal hom nie bemark nie, maar ek weet wie is aan die verloorkant. En ek is eerlikwaar vermoor bly, ek is nie daai besigheid nie. Want Johannes 16, ek dink Johannes sê, hy's klaar geoordeel. Hier sit iemand, jy beoordeel en veroordeel jouself so, deur jou gewete, dat jy's erger. Die Here sê, ek moet vir jou sê, ek ervaar het, dat jy jouself so oordeel, oor dinge wat jy doen en gedoen het, dat die Here al gedink het, ek hoef hierdie mense te oordeel, want die veroordeel homself so, haarself so, dat hier gaan niks nergens om. God sê vanmôre, ek moet vir jou sê, hy's lief vir jou, hy's lief vir jou, en hy ruk daar die wêreld van judgment oor jouself, Ek is hier 'n hand wat kan opgaan, hier's 1, 2, 3 mense wat hulle self nie kan vergewe nie. Ek gaan jou nie embarrass, jy gaan nie sê, kom voor, kan ek net 'n hand, daar gaan hande op, wil jy net op jou voete staan nie, staan net, jy gaan nie voor, ek wil net, jy moet net, in die geloof, staan net op jou voete, ek gaan vinnig 'n gebed doen, ek wil vir julle sê, dit wat jy ervaar in jou gewete, is nie die Heilige Gees nie.
Jy weet dit. Jy het dit al nagevors. Jy het al gewonder, hoekom? Ek gee nie om, ek is nie hier om ek is nie hier om dinge te noem en jou te embarrass nie. Maar hy ry jou. Hy keer jou. Hy stop jou. Dat jy nie kan beweeg nie. Jy weet, daar soveel vermoë. Jy weet, ek kan soveel tree gee. Dan skielik praat hy. En hy sê vir jou, ek gaan maar net veralgemening maak. Ek is so, want God, hoe is hy? Hoe kan hy? Die Here sê vanmôre, ek moet vir julle sê, en steek net julle hand daar waar julle is in die lig. Deur sy bloed en sy wonde het daar verlossing, versoening en deurbrake gekom. God breek daardie band van oordeel op jouself. Ek het soveel foute gemaak met die, en ek het soveel verkeerde besluite gemaak met daai. God, hoor mooi, kyk vir my, hy breek vanmôre, en jy stap vanmôre, dit is die grootste vryheid wat jy sal aanvaar. Jy stap vanmôre, hoor daarvan, die bloed van Christus is jou getuienis. Want deur die bloed en die getuienis sal die werke van die aanklaer verkeerd bewys word. En wanneer jy vanmôre by hierdie deur uitstap, sal daar van jou 'n juk afval. In die naam van Jesus van Nasaret sal daar 'n juk afval. Jy sal 'n verligting ervaar. Jy sal huis toe gaan as 'n oorwinnaar. Meer as, my suster het gesê, meer as 'n oorwinnaar. En voor jy sit, wil ek vir jou sê, dat daar sal nog steeds stemme, hoor mooi, uit die verlede kom. Sal dit die duiwelse stem wees? Nee, dit sal mense wees. Wat sal sê? 1, 2, 3, 4, hoor mooi. Die stemme sal dalk nooit ophou praat nie. Maar God doen julle aan met krag, met murg, met staal in julle pype, en wat hy ook al sê. As hy vir jou sê, nou het jy 'n Bybel onder die arm, dan sê hy vir hom, wel, jy het nie een nie. Ek het ten minste 'n Bybel onder die arm, met my ellende en al. God, hoor mooi, verlig, hy sê, my juk is sag, en my las is lig. God haal daai las vanmôre af, en hy plaas die juk, die sagte juk, van Christus, op elkeen, op my suster daar. Op my broer, my suster, my broer hier. Daai juk is sag, en wanneer die stemme uit die verlede weer begin sê, A, B, C, sal God 'n pantser om jou gedagtewêreld sit. Hy sal 'n pantser om jou siege, om jou mens in jou gees sit, en jy sal bly regop staan, soos 'n skip in 'n storm, en sê, weet julle wat was die pad wat ek geloop het? Dit was 'n leerskool, dit was ondervinding, en nou onder die krag van God, kan ek ander help, kan ek ander beraad, kan ek ander tegemoet kom, want ek het die pad geloop, in die naam van Jesus van Nasaret. Gee hom net 'n hand van eer, gee hom 'n hand van aanbidding. Ek kan die sitplekke neem, baie dankie. Halleluja, gee hom 'n hand, ag, kom aan kerk, ek geniet dit, by die kinders van die Here, ek geniet dit, in sy teenwoordigheid. Wow, hy het 'n strategie. Pastoor, jy het nog nie jou teks gelees nie. Ek se Pinksterseën, ons figure uit wanneer die Here sê ons moet dit ding doen, dan doen ons. Dis hoe ons is. Vra die manne wat verstaan. Die Here het nog nie vir my gesê ek moet my teks lees. Halleluja. Ek sê dit, ons preek by 'n gemeente. Verskoon dat ek net laat, julle voel vir my soos family. En ek preek en ek sing en ek gaan te kere. En God werk. Magtige getuienis. Toe die kerk uit, sê die pastoor vir my die volgende week, pastoor, ek het 'n suster daar in die gemeente, sy het 'n probleem. Ek sê, okay, maar ek is mos nie iemand wat my aan stemme steur nie. Ek sê, okay, wat sy sê, sy het jou nie een keer gesien 'n Bybel oopmaak. Ek sê, ja, en tog, wat verstaan ons nie? Ek dink, Here, ek het 7 Bybels in hierdie ding. Ek sê vir hom, pastoor, maar jy weet van die tablets en die laptops en hierdie blikke waarmee ons werk. Hy sê, ja, daai tannie sê, jy moet nog uit die bladsy Bybel uitlees. Ek sê vir hy pastoor, dis reg, sê vir ek is lief vir haar, maar wanneer die gees van die Here deel van haar stelsel word, ek preek gereeld hieroor, soos die wind waai, waar hy wil, so is die wat die gees van God gelei is.
Hy laat hom nie voorskryf nie. Hy laat hom nie vertel hoe dinge werk nie. Hy laat sy gewete hom nie jaag nie. Want hy is die Gees. Paulus sê, my gewete is skoon. My gewete is reinig. Ja, maar dit was Paulus. Ek wil net weet, hoeveel vrouens en kinders het jy al doodgemaak? Hy sal natuurlijk nou nie sê nie. Hoeveel? Dis wie Paulus was. Maar toe God hom op pad na Damaskus in reguit straat ontmoet, toe tel hy hom in 'n ander hoedanigheid op en hy begin preek en hy skud Europa. Jy kan tot vandag nie 'n preek amper bring as die Paulus se naam nie vers ingepreek het nie. So werk God, my broer. Die Here stuur vir jou soos Paulus uit. Daai gewete skoon, gereinig, heilig, want die bloed van die Here doen dit vir jou. Hy kom in Gadara aan. Ek wil begin klaarmaak dat God mense aanraak. Hy kom by Gadara aan. En hoor mooi, jy ken hierdie deel. En God wil dat die evangelie by Gadara in, dat ek wil nie die provinsie se naam kry, in Decapolis, hulle noem dit 'n poort. 'n Poort tussen die Jode en dan na ons, die heidene, waar die evangelie, dis die poort. Ek gaan soos die Here my lei. Pastoor, God maak 'n poort. Hierdie hoofstraat, ek dink dit is die hoofstraat. Is ek reg? Laat hy hier verbykom. As hy hier by hierdie kerk kom, laat hy voel, al is hierdie nie 'n diens nie. Jy gaan nie verbaas wees, moenie. As jy klop aan hy deur kry en jy sê ek was op pad van Pretoria af, iewers heen, en toe ek hier naby kom, toe voel dit vir my of ek deur die poorte van iets beweeg, deur die poorte van 'n wêreld gaan, en hy vir jou sê, ek het besigheid om te gaan doen, ek het dinge om te gaan doen, maar bid net gou vir my, ek wil by die Here uitkom, ek wil hy moet vir my dinge doen, jy lê op jou hande op hom, en laat hy deur die poort gaan, en laat God deur hom werk, dat die Here van die leerskare deur hom, ek ervaar wanneer die Here poorte, he opens the portal of heaven, op enige plek, hy vra nie hoe, waar en wanneer nie, maar wanneer hierdie pad, ek manifesteer dat die Gees van die Here soos 'n tonnel oor hierdie pad hang, dat elke voertuig wat hier verbykom sal ervaar, hy moet sommer voel die ding gee sommer so ruk en pluk, soos 'n turbo vir sy vrou sê, my kar het nie 'n turbo nie, but something happened, en hulle sal sê ons is hier, verby die lede in Christus kerk, en Nylstroom iets het gebeur, want God het 'n poort hier gemaak. Die Apollos is 'n poort. En ek wil jou nie afskrik nie, ek wil die leiers nie afskrik. En die beweging wat Christus hier maak, is om te genees, te doop met sy Gees, mense aan te raak. Hoor mooi, ek wil hê jy moet vermoere verstaan, God want to use you, tot verheerliking van God. En die duiwel jaag, hoor mooi, 6,000 demone in een man. In die geskiedenis was dit die eerste en die laaste. Ja, maar was hy besig met glasie, dan stuur die duiwel, 1 of 2, of Maria Magdalena, 7 demone. Hy target 'n man in Gadara, en hy jaag 'n leermag. Hoor mooi, as jy voel dat alles teen jou draai, dat alles nie uitwerk nie, dat dinge nie sin maak nie, die Satan trek soms 'n leermag teen jou op, want hy weet as jy uit daai ding uitspin, my suster, my broer, my suster, as jy uit hom uitspin, ruk jy 'n poort oop vir die koninkryk van God, wat min mense sal begryp, min mense sal verstaan. Broer Jan, nou wil God begin nou eers 'n ding in julle deurwerk. It's a season, and the season is here. 'n Poort, maak hy vir julle oop. 'n Poort, 'n magtige poort, 'n groot poort, maak hy vir julle oop. En in daai poort, die Apollos, in Gadara, die dorp, plant Satan 6,000 duiwels binne in een man, oor een rede, dat die evangelie nie deur van Israel kan deurbreek, deur hierdie poort, na die heidene toe, om te sê, gaan vertel, dat Jesus red, we gaan vertel, dat Jesus red, effects, we gaan vertel, die storie,
van sy koms. En glo, broer Jan en juffrou wil net nie verskoon my. Halleluja. Gaan vertel dat Jesus red. Hy doen julle al met 'n krag en 'n seisoenpastoor. Jy wil net jou hand op hierdie kosbare mens. As jy die herder hier as 'n bevestiging. Daar seisoene. Jy het dalk 20 gemis. God gee vanmôre vir jou seisoen. En in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, gee hy ruk hy poorte oor en deur julle oop. En dit is die woord oor julle. Gaan vertel, staan net so, dat Jesus red. Gaan vertel, dat Jesus red. Gaan vertel, die storie van sy koms en glorie. Gaan vertel, come on, dat Jesus red. Staan op die voete, sing het saam. Gaan vertel, my suster, Jesus red. Gaan vertel, dat Jesus red. Gaan vertel, die storie van sy koms en glorie. Gaan vertel, gaan vertel, dat Jesus red. Ek wil het weer sing. Gaan vertel, dat Jesus weer een keer. Gaan vertel, dat Jesus red. Gaan vertel, dat Jesus red. Gaan vertel, die storie van sy koms en glorie. Gaan vertel, dat Jesus red. Gaan vertel, dat Jesus red. Gaan God maak poorte vanmôre in Nylstroom oop. Dis die manne en vroue wat wil hê dat die Here 'n poort in sy lewe. Kan ek hande sien? Kan ek daar se hande, kan ek sien? Is jy reg? Kom staan voor. Kom staan voor. Is daar olie? Kom staan hier voor. Hy jaag 6000. Pragtig. My broer en suster. As jy wil kan jy kom. God maak 'n poort. Toe Jesus in die Apollos kom, toe Satan kwaad, hy jaag 'n leermag teen die seun van God. Ek kan nie dit glo. Yes. Teen die seun van God. En weet wat doen Jesus? Hy's nie nodig om te gil nie. Hy het nie nodig om te skree nie. Die Here het jou al gebruik 'n pragtige lyn. En soms voel dit dat daar kinkels en kromme wat skielik na jou toe kom. Jy verstaan hoe lyk 'n man, ek praat beetkundig, hoe lyk 'n ding wat reguit is. En as jy so kyk, dan dink jy, hy wil nie, dan dink jy wat gaan nou hier aan? Hy wil nie hê. Hoor mooi. Hy jaag stelsels, want God het in jou 'n poort gesit. Amen. Jy is nie Jesus, jy is die poort. Jy is die poort. En hy wil deur daai poort en 6000 demone gaan in een man om Christus te keer. Om te beweeg en te werk. Dis regtig so. Dit was die strategie. Want Jesus is op pad deur. Satan gaan sit in Gadara.
6000, maar toe Jesus aankom, hoor mooi, daar sê baie dankie, toe Jesus aankom, volg mooi wat ek sê, toe begin hulle roep, Seun van God, moet ons nie verdelg nie, die Bybel noem het 'n legioen van Satans, en die Here gaan staan in die poort, Gadara, Diapolis, hoor mooi, dit is jou woord, dank die Here, jy is bevry, maar hier is jou poort, en die man is heilig, hy is rein, hulle trek klere vir hom aan, pastoor, jy ken hy verhaal, maar wat gebeur, jy sal dit ken, hy sê vir die Here, hoor mooi, hy staan in Diapolis, die dorp sê vir die Here, jy gaan nie meer verder nie, ons is bang vir jou, die Here sê nie, ek weet, julle sal bang wees vir my, maar ek het 'n spoort gelos, ek het 'n instrument gelos, en die man van Gadara sê, Here, ek wil saam met jou nou gaan, soos Petrus, Johannes, wat sê die Here vir hom? Hy sê, nee, daar sê hy, nee, hy sê, jy gaan nie saam nie, jy gaan hier bly, en jy gaan vir die mense vertel, dat Jesus red, gaan vertel, dat Jesus red, gaan vertel, die storie van sy koms, en glorie, gaan vertel, dat Jesus red, en in die geskiedenis, maak die Here deur daai man, 'n poort oop in Diapolis, en hy word hoor mooi, die eerste evangelis, julle het geweet, voor die kruisiging, die eerste evangelis, na die heidene toe, voor Petrus, voor Paulus, begin hy sê, Jesus red, hy genees, ek is die getuienis, dis hoekom hy jou vanmôre wil aanraak, jy moet die getuienis wees, en God maak 'n poort, in hierdie kosbare dame, maak 'n poort in jou wêreld oop, in jou mond, in haar mond, en ek salf vir julle, in die naam, van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees, Here skud poorte oop, en wanneer jy aanslag kry, spreek hom aan soos Jesus, en sê, sien jy daai ellende, inteendeel die Here sê, sien julle daai varke, gaan daarin, waar ons gaan vir God, groot en magtig doen, hy salf jou mond, hy salf jou hande, hy salf jou, as 'n poort, hy salf, genees jou, hy doen jou liggaam aan met krag, in die naam van Jesus, gaan vertel, dat Jesus red, gaan vertel, dat Jesus red, gaan vertel, die storie van sy koms, en glorie, vertel, ek gaan profeties, die Here het hier vir mense, elke belofte in sy woord, is joune, hier's mense verhoore, wat beloftes het, wat deur drome, profete, deur kinders van die Here, deur die woord van God, vir julle gegee is, en daai seisoen, daai poort het nog nie aangebreek nie, en die Satan, saai, doubt, ongeloof vermoorde, ek is hier om 'n simpel boodskap vir jou te gee, elke belofte, wat God vir jou gegee het, sal jy in vervulling sien kom.